Here, ons het 'n prentjie gekry in Openbaring 4 wat sê dat die engele staan voor U en die lewende wesens en die 24 ouderlinge en dan staan daar iets. Hulle het voor U neergeval en hulle het krone van hulle koppe afgehaal en voor U gebuig en U aanbid en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. En dankie dat ons net so 'n prentjie kon kry, dat ons dalk net so ingeloer het in die hemel om vir U te kom sing, heilig is die Here. Maar as met daai ingesteldheid wat ons voor U kom sit en kom staan ek as 'n heilige God, wat deur die woord, die heilige woord, die skrif wat U vir ons gegee het, die enigste waarheid, deur die Heilige Gees vir ons wil kom leer. En Vader, ons gedagtes kan nou enige rigting gaan. Maar ek wil nou vra dat U ons so half omring met die engele hier om die plek en hier vir ons kom help om ons gedagtes te rig op dit wat daar bo is. Dat ons so sal fokus op U woord. En dankie dat U ons sal leer. Geef ons 'n ontvanklike hart en 'n leerbare gees. Amen. Ons gaan lees nou by Judas se laaste paar verse, maar net weer ter inleiding van waarmee ons besig is. Julle leef en julle werk en julle speel in 'n wêreld waar ons wat 'n wêreld is wat vyandig is teen die woord van God. En ons leef in hierdie wêreld wat aanvallend is en selfs vyandig is teenoor ons wat sê ons glo in die woord. En teenoor mense wat sê ek wil leef volgens die woord se beginsels, of hulle is vyandig en aanvallend teen ons wat sê maar ek moet die woord verkondig. Ek kan nie net stil bly nie. Dis wat die woord sê. So dis die wêreld waar ons leef en julle wat nou werk en leef in hierdie wêreld en met mense te doen het wat nie Christene is nie. Ek is in 'n ander, ek lees maar net wat in die nuus gebeur, maar julle leef tussen hierdie mense, sal hoor, en ek het so 'n klompie goed net gesê, maar wat hoor ons sê die mense wat in hierdie wêreld leef, en ons reeks gaan juist daaroor om te sê, maar wat gaan aan in die wêreld waar ons leef, en ons het die laaste ruk gesien, dis eintlik die laaste 30 jaar, maar eintlik die laaste 10 jaar, 'n geweldige opstand teen die waarheid. Nie net soveel dat mense sê, want glo wat ons los julle uit, dat julle glo wat julle wil nie, maar dat die mense ons aanval, en die geloof aanval, en die waarheid aanval, en ons eintlik wil hê, ons moet konformeer, en begin word soos wat hulle glo. So dis die wêreld waar ons leef, en dis 'n paar stellings net daai, wat ek hoor by mense, julle kan maar daar vir my opsit. Party mense sê die church, hulle sê baie keer ons is judgmental, ons is liefdeloos, of hulle sê ons diskrimineer, of ons sê almal moet glo soos wat ons wil glo. Hulle sê die Bybel was geskryf deur mense, en daarom is dit met 'n storieboek. Hulle sê daar's verskillende maniere hoe jy kan kom by die Here, en dan sê hulle, veral die groot ding wat ek deesdae hoor, is dat die gesin is nie 'n goddelike instelling, dis 'n menslike instelling. Daarom is dit nie nodig dat ons gesinne moet belangrik ag nie. Hulle sê baie keer mense, kerke wil net geld hê, en dan een ding wat ek dink waar is, dat hulle sê Christene leef anderster as wat die woord sê. So julle kan nog baie meer daarby sit. Die prentjie wat ek wil hê ons moet skep, is dat dis hoe die wêreld is, en dis wat ek lees in die wêreld, en dis wat julle dalk hoor in die wêreld, en dis wat julle dalk hoor by julle eie vriende, en dalk is dit jou eie familie, dalk is dit in jou huisgesin mense wat so iets sê. Nou leer Judas ons om hoe reageer 'n mens daaroor. Nou voor ek sê wat Judas sê, hoor ek ook by mense, en ek hoor dit baie, dat mense sê, maar hoe moet ons hierdie mense hanteer? Die een wat ek baie keer hoor is, man, los hulle uit. Laat hulle glo soos wat hulle wil. Hulle is hulle eie saak. Ander mense sê weer, man, ons moet luister wat hierdie ouens sê, en ons sien dit veral by kerke, wat baie 'n sagter houding het, so om te sê, ons moet eerder dit hoor wat hulle sê, en ons moet miskien die Bybel anderster interpreteer, ons moet dalk anders dink oor die Bybel, ons moet, dis nie meer so relevant wat hier staan nie, ons moet die vertaling sagter maak, ons moet vir mense met liefde hanteer. Of dan kry jy 'n groep mense wat sê, man, en dit kry ek ook baie wat mense sê, met aggressie teenoor die mense reageer,
wat so glo, en sê, julle moet reguit hel toe gaan, want dis waar julle hoort. En dis wat ek ook hoor by mense. So, wat ek lees in die Bybel, en wat ek veral lees nou in die boek van Judas, is dat, of die brief wat Judas geskryf het, dat hierdie wêreld waarin ons leef, was nie uniek nie. Want as jy Judas se boek gaan lees, of hierdie brief wat ons nou deurgewerk het, as jy nou gemis het, en jy kom nou by die einde van hierdie hele reeks daar, van hierdie vakansiereeks, dan het jy 3 preke om te gaan luister, want hierdie is eintlik 1 preek, en ek gaan nou net afsluit. So jy kom eintlik net vir die kollekte. Want dis die afsluiting van die preek. Ek is amper klaar met die preek en ek gaan natuurlijk kollekte opneem, so vir die 4 weke, maar dit is 'n lang preek gewees. Maar gaan lees dit asseblief, want jy gaan agterkom dat Judas skryf vir ons tyd. Hy maak dit asof dit vir ons is, en ons weet Judas was die halfbroer van Jesus, en hy het geskrywe vir die gemeente in Jerusalem, wat amper alles beleef soos wat ons dit beleef het. So Judas begin sy brief, en dit is toe 2-3 weke terug daarmee begin het, hy begin die brief deur te sê, ek is 'n slaaf van Christus. En ek dink dis wat vir my, een van die goed wat my die meeste getref het, behalwe ander van die ander goed, maar hierdie, dat hy sê, maar as jy 'n gelowige is, dan is jy verslaaf aan Christus. Jy Christus bepaal jou lewe. Nie die wêreld nie, nie jouself nie, nie jou familie nie, nie eers jou kerk nie, maar Christus bepaal. Wie is, jy leef volgens die wil van Christus. So kom ons lees uit weer wat hy sê. Hy skryf hierdie brief, hy sê, geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waar ons almal deel gehad het. So op 'n stadium het hy gedink, ek gaan vir die mense iets skryf, en ek gaan vir hulle net vertel, hoorie maar hierdie verlossing wat ons het in Jesus is 'n wonderlike ding. En toe moes daar iets gebeur het, want hy sê, maar nou voel ek my verplig, om julle met hierdie brief aan te spoor, aan te moedig, om te stry vir die geloof, wat eenmaal oorgelewer is aan die wat vir God afgesonder. Net eers, dit is ons eerste boodskap gewees, is dat jy stry, hier's 'n oproep uit die Bybel uit, om te stry vir die geloof, en hierdie is nie stry soos ons ken, ons stry met mekaar, hierdie is 'n stryd, dit is iets waarvoor jy moet jou gereed maak, en dan sê hy, die rede hiervoor, hoekom ons hierdie hele brief geskryf is dat daar sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het, goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God, hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste meester in Here Jesus Christus. Dis die rede hoekom hy hierdie brief geskryf het. En as jy nou die brief gaan lees, weer, as jy nou nog nie gelees het, jy gaan lees het maar weer, maar die brief is in 3 fokuspunte. Hy begin die eerste ding waarop hierdie hele brief fokus is op die mense. Die mense wat nie in die kerk is. Hy praat baie keer van die mense. So elke vers omtrent van vers 4 af tot by hier by vers 16, en dan herhaal hy dit weer by vers 21, hierdie hele ding wat hy praat oor die mense. En dit is amper asof hy soos, julle ken, ek weet nie of julle al flieks gekyk het, waar daar 'n FBI profiler is. Dan kom hulle na hom toe en sê hulle vir hom, kan jy asseblief ons 'n profiel skep van hoe lyk hierdie mens? En dis presies wat hy doen. As jy vir Judas sou vra, maar luister, kan jy vir ons 'n profiel skep van die mense wat nie in ons gemeente is nie. Dan sit hy, dis 'n ongelooflike profiel, julle kan maar weer gaan lees. Hy sê, hulle is wellustig. Dan oor net waarvoor ons lus is, dit kan ons doen, ons is losbandig, hulle is wetteloos. Hulle is ongehoorsaam aan God, hulle is opstandig aan God. Dis alles vers 5 tot 16 wat hy so opsom. Hulle is selfgesentreerd, hulle is sensueel, met alle woorde, dit wat my senses sê, dit doen ek. Daar staan, hulle is leeg van die Heilige Gees. Hulle is valse leraars, hulle teologie is vals, en hulle verloon die Here. So dis die profiel wat hy van hulle skep. So dis die een fokuspunt. Die tweede fokuspunt van hierdie brief, en dit is waar ons laasweek begin het, is die gelowiges. Vers 3 sê, hy skryf vir julle wat die gelowiges is, julle moet stry vir die geloof. En laasweek het hy vir ons gesê, hoe moet ons leef in die geloof? Hy sê dat ons moet ons opbou. Hy sê, julle wat in hierdie wêreld leef, waar die mense so teen God is, julle moet julle opbou deur die woord van God. Hy sê, bid altyd deur die Heilige Gees, en ek het laasweek gesê, om te bid deur die Heilige Gees, is om in lyn met God se wil te wees, en vir hom te bid, dat hy jou sal help in dit. Hoe moet jy bly? Jy moet bly in liefde, die liefde van God moet in jou bly.
En dan sê hy, jy moet jou vestig op die hoop van 'n ewige lewe wat opkom is. Dis die tweede persoon wat hy op fokus. Nou vandag gaan ons 'n bietjie verder kyk en ons gaan ook kyk hoe fokus hy op God in hierdie hele prentjie. Want dis belangrik, as ons besig is met hierdie prentjie van die mense wat in ons wêreld is, dan is God ook in hierdie wêreld. God is nie afwesig nie. So nou sluit hy hierdie brief af en wat die fokus is nou op ons. En hy sê vir ons moet ons opbou, ek het nou net dit gesê, maar nou kom hy in en gee vir ons 'n volgende opdrag. Hoe leef ons tussen 'n wêreld waar die afvalligheid so in ons gesig is die hele tyd? Hy sê, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle, met ander woorde, julle wat deel is van God se kerk, julle ontferm. Ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm. En veraskie selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Toe ek hierdie gelees het, dink ek maar God dink net so verrassend anderster is wat ek dink en dalk julle ook dink. Want my natuurlike reaksie sou wees, man, los hierdie mense dat hulle hel toe gaan. Ek het niks met hulle uit te waai nie. Maar as God kom en hy sê, ek leef, nadat ek hierdie mense profiel van hulle geskep het, en julle het gehoor hoe lyk die profiel van hierdie mense, kom God en sê, ek kyk na hulle, soos wat Jesus gesê het, hulle is soos mense sonder 'n herder, hulle is hooploos, hulle is hopeloos, hulle het nie 'n leier nie, niemand is daar om vir hulle uit te kyk nie, behalwe julle. Vir julle wat hulle sleg sê, vir julle wat hulle slegte goed sê oor die kerk, dat ek net gelees het. Hy sê julle moenie net stry vir die waarheid, met ander woorde, julle moenie net gereed wees, want hy sê julle moet julle opbou in die waarheid. So julle moenie net julle opbou in die waarheid om met mense te stry oor hulle geloof nie, maar jy moet hulle ook bereik, want hy sê sy laaste opdrag, gaan aan al die nasies toe en maak hulle my disippels. So die opdrag van die Here het nog nooit verval in hierdie wêreld waar ons leef, waar mense so teen die kerk en teenoor God vloek en hom heeltemal verwerp het nie. Dit het nog nooit verander nie. Nog nooit het hy gesê, dit sal by 'n punt kom dat jy nie meer die evangelie moet uitdra nie. So die opdrag is nog steeds dieselfde. Hy kom leer ons, hoe moet ons met hierdie mense werk? Nou wat Judas doen, hy deel eintlik hierdie mense, die mense wat nou nie in die kerk, wat die mense wat die Here verwerp, die woke mense, soos wat hulle sê, hy deel hulle in 3 kategorieë. Die eerste lot is die twyfelaars. Hy sê, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Dis weer, God is awesome. Hy sê, ons moet ons ontferm oor mense wat twyfel, nie aan God nie, maar oor hierdie waarhede waarmee die wêreld sukkel. En toe ek daaroor dink ek maar, ek ken baie sulke mense in ons eie kerk, in die kerk, mense wat gelowig is, mense wat eintlik oopperig is, wat sê, ek is oop vir ander opinies, ons moet ook hoor wat sê ander mense, ons moet ontvanklik wees dalk vir mense, ons moenie so reguit wees nie, ons moenie die woord so reguit bring nie. Nou, ek weet baie van ons struggle daarmee, baie van ons sê, maar miskien moet ons dit so hanteer. Nou sê Judas, en sê die woord van God, maar ons moet hulle wat twyfel, oor hulle ontferm. Nou die definisie van twyfel is dit, doubt is that undecided state of mind in which one hesitates between two opposite conclusions. The doubter may have some degree of belief while he wavers in his opinion. So dis die gedagte van iemand wat doubt. Is iemand wat kyk na die waarheid en kyk na die waarheid van hierdie wêreld en dan wat is nou eintlik die regte opinie hier? Hoe moet ek dit regtig hanteer? En dan kom sê en ek sê hulle is oop. Want dis die mense, dalk is dit jy. Dalk sit jy in die kerk en sê ek het 'n oop, I've got an open mind. Nou as jy open mind het, dis jy so kom jy hier sit, want jy's open vir al die minds, want jy's hier en sê ek sal graag wil hoor wat sê die Here oor dit, maar ek is 'n bietjie open-minded. En dis die gevaar waarvan hy ons wil kom waarsku. As ek kinders hier doop of inseën, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, of gehoor het nie, maar ek bid elke keer as ek hulle inseën of doop, in hulle ore in en sê, Here, ek maak hierdie ore oop vir die evangelie.
en ek maak dit toe vir hierdie woke wêreld waarin ons leef. En dis die ding wat ek julle vra, as julle kinders en kleinkinders het, bid dit in hulle ore, dat hulle sal oop wees vir die woord, en nie open-minded sal wees vir hierdie wêreld nie, want dan raak jy 'n twyfelaar. En die manier hoe God sê, ons moet met mense hanteer wat twyfel, en nie wat open-minded geraak het, en wat oop is vir alle gedagtes, hy sê ons moet ons ontferm oor hulle. Ons moet, die woord show kindness, or concern van someone in serious need, want hulle is verward, hulle het begin, verward raak, deur mekaar raak, maar is dit nie waarheid in hierdie goed nie? Dit help nie ons sê vir sulke mense, maar 'n kind van die Here praat nie so nie. Dit gaan glad nie die situasie help nie, want ons gaan met hierdie mense sit in ons eie omgewing, waar jy bly en werk, daar's mense met wie jy saam in die huis bly dalk. Dalk is dit jou kinders, jou ouers, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou wat so dink. Ons ferm jou oor hulle met kindness. So waar begin jy? Weer terug na laasweek, bou jou op in die geloof. Dit help nie jy stry met iemand oor jou opinie nie. Jy moet jou opbou in die geloof, en jy bid in die gees, en jy bly in liefde. En hoe begin jy? Jy begin dood eenvoudig om met jou gesinslede te praat wat dalk so dink. En jy begin nie met jou opinie nie. Ek het nêrens 'n opdrag in die Bybel gesien wat sê ek moet Piet se opinie verkondig nie. Jy het dalk 'n opinie oor hierdie wêreld. Jou opinie geld niks. My opinie geld niks nie. Die kerk se opinie geld niks nie. Is die woord wat geld. So hoekom mense by die woord uit? Jy gaan met 'n sagtheid, sê hy. Judas sê jy gaan sit sag by mense en jy begin deur die woord werk. En sê maar kom ons leer die woord saam met 'n deernis, nie met 'n aanvallendheid nie. En dis waar ek die eerste ding sien hulle raak met die oë van Jesus. So dis die eerste groep en ek dink dis 'n baie groot groep wat ons baie keer mee te doen het as gelowiges, is dat gaan sit met mense met die woord. En dis die opinie van God wat tel, nie myne of joune nie. Die tweede groep, en dis iemand wat ek dink, hy beskryf dit hier as iemand wat mislei is. Ek beskryf hulle as iemand wat mislei is. Hy sê ander moet julle red deur hulle uit die vuur uit te haal. Die beeld wat Judas hierso skep is eintlik 'n skokkende beeld, want hy's eintlik besig om vir ons te sê dat die wêreld en mense wat dalk in die kerk was of dalk nou al 'n bietjie afvallig geraak het, is eintlik op die voorstoep van die hel. Hy sê want jy moet hulle red soos wanneer jy iemand uit die vuur uitruk. Jy moet jou ontferm oor hierdie wêreld. Jy gaan hulle nie hel toe stuur soos wat baie Christene dit doen nie. So om te sê go to hell. As jy nie wil glo nie, dan gaan jy hel toe. Dis hoe ons dink oor mense. Maar hy sê ons moet hulle as Christene red uit die vuur uit. Bedoelende nie dat ons red mense nie, Christus alleen red mense in die geloof, maar hy gebruik ons. Hy gebruik julle om met hierdie mense te werk wat dalk heeltemal al afvallig geraak het. Nie meer in die kerk is nie. Sê ek gaan nie meer kerk toe nie, want die kerk is so sleg en dit. Maar hulle dis hoe jy met hulle moet hanteer, want jy moet weet hulle is as te ware op die voorstoep van die hel. En weer eens, hoe werk ek met sulke mense? En daar ken jy sulke mense wat baie sterk staan op hulle standpunt. Veral teen die kerk. Jy begin weer by die waarheid. Jy gaan niemand bereik as jy nie die waarheid van God self geleer het nie. Dis die eerste ding. Tweede ding het ek gesê, jy bid. Jy bid vir die mense, want jy moet begin raak sien, dat God sien hulle raak. God sien nie die mense raak wat liberaal is, en teen God se wil optree, as iemand wat ek afgeskryf het nie. Hy sien hulle raak en sê, ek wil regtig hê, julle moet hulle red, soos uit die vuur uit. Dan begin jy bid vir 'n strategie. Want dis 'n reddingsoperasie. Sien die mens wat jy nou ken, jy dink dalk nou aan iemand wat so is, sien hom of haar as 'n reddingsoperasie. Want God sê jy moet hulle red, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ons stryd is teen die bose, so daar moet 'n strategie wees. En die strategie is eenvoudig dit,
Jesus roep sy disippels en hy roep sy kerk en sê, gaan wees julle asseblief vissers van mense. Nou, ek weet baie bitter min van visvang, al wat ek weet, jy wag lank, voordat iets gebeur. Met my gebeur het nooit nie. Ek nie eens 'n klein visie al gevang het. En ek het daarop seker in 'n net toe ek in die see gespeel het, toe ek 'n kleintjie was, ek kan nie onthou nie. Maar hoe werk visvang, julle? Jy het verskillende vis, dieselfde aas. Nee, help my nou julle. Jy het vir elke vis verskillende aas, né? Is dit so of is dit nie so nie? Ja. En nog verskillende hoeke ook, en verskillende lyne ook, verskillende katrolle ook. Jy sit en dink, maar ek gaan vandag forel in die see vang. Nee, jy is nie forel in die see nie. Is daar forel in die see? Nee, maar jy besluit waar jy gaan vang. Jy sit die regte aas aan, jy sit die regte hoek aan, jy sit, en dan, al het jy die regte hoek aan, en die regte aas aan, het ek al op die boot in die see gestaan, saam met iemand, en my naarpille gedrink, en niks gevang nie. En hy het vir my die aas aangesit, en niks gevang nie. Hy het hom 2 gevang. Maar hoe werk visvang? Jy sit die aas aan, en dan wag jy. En as jy 'n byt kry, dan cast jy mos, nee. Ek ken hy goeders, en dan trek jy in, en as daar niks nie, dan sê my, gaan uit, ek het 'n byt gehad, dan gooi jy weer in, en dan naderhand het jy 'n byt, en dan het jy 'n vis, en dan vang jy hom. Nou dis soos God wil, hy sê, ek maak julle vissers van mense. So dink aan die mense met wie jy saamwerk. Dink watter aas moet jy aansit. Jy gaan nie dink daaroor nie. Jy gaan bid daaroor en sê, Here, hoe moet ek hierdie mense wat op die voorstoep van die hel is, wat ek moet uit die vuur uit help red, hoe moet ek hulle benader? Watse aas moet ek doen? Moet ek vir die een ou sê turn or burn, en hy sal dalk turn or burn? Miskien moet ek 'n ander ou met 'n vriendskap begin werk? Miskien moet ek deel raak van, ek weet nie, maar jy gaan die strategie uitwerk, en dan wag jy geduldig. Maar as jy nie 'n strategie uitwerk vir hierdie mense nie, gaan ons hulle net nooit bereik nie. En dan praat ons met hulle as ons moet praat. Want hulle is eintlik maar soos iemand wat besig is om te verdrink. Hoe verdrink iemand wat in die water val? Die feit dat hy in die water geval het, laat nie mense verdrink nie. Die ding wat mense laat verdrink in die water, is dat hulle in die water bly. En dan verdrink hulle later. En dis dieselfde met hierdie wêreld. Die wêreld het in sonde geval. En die feit dat iemand, dalk jy ook en ek, in sonde val, beteken nie, ons is verlore nie. Of hulle is verlore nie. Want solank hulle, as hulle in die sonde bly en in die sonde sterf. Maar ons werk is om as 'n ware 'n reddingstou uit te gooi. En hulle te help uitkom uit hierdie wêreld, hierdie liberale woke wêreld wat teen God is. Dis die tweede groep mense. Die derde groep mense sê hy, of sê ek gee hulle 'n naam. Ek dink dis die oortuigdes. Dis die mense, hy sê, oor ander moet julle met versigtigheid julle ontferm. Die Engels sê, mercy with fear. Daar moet 'n versigtigheid wees. En verafskiet selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Hy sê, so vir hulle moet jy met versigtigheid hanteer. Ek noem hulle die gevaarlikes. Dis die mense wat al regtig weg is van die Here af en wat ons eintlik beveg, wat teen die Christendom is, wat op 'n aanvallende manier met ons werk. En hy sê met versigtigheid, met mercy with fear. Met ander woorde, jy moet versigtig wees wanneer jy met hierdie mense werk, dat jy nie deur hulle aangetrek word. Want hy sê, hulle klere moet jy verafskiet. Dan moet jy nooit dit goedkeur nie. En dis wat die Here ons leer. Jy keer nie die sonde goed nie. Jy gaan nooit vir hom sê, ek keer jou sonde goed nie. Maar die sondaar is nog steeds verlore. En dis wat hy die kerk voorroep. En dis die amazing grace van God. Dat hy die mense wat selfs so ver is, dat hulle die kerk verwerp en mense doodmaak as hulle teen die Here praat. Hy sê, hulle moet jy nog steeds met versigtigheid jou oor hulle ontferm. Versigtigheid is, dat hulle nie jou oortuig, daarom moet jy sorg dat jy jou goed ken, want hulle is ook sendelinge. Hulle is sendelinge van die verkeerde pad. Hy sê, wees versigtig wanneer jy met sulke mense optree, wat radikaal teen God is. Maar jy moet nog steeds jou oor hulle ontferm. En dis die wonder van God.
dis die laaste deel wat Judas praat oor hierdie wêreld waarin ons leef en hoe ons behoort op te tree. Nou vat hy ons fokus na alles, en dis die amazingste van God se woord. Hy vat ons en hy fokus opwaarts. Hy sê, maar julle moenie bekommerd wees nie. Kom ons kyk na God, en hoor wat sê hy, aan hom, wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek, en met sy vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. So kry die prentjie, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die eer en die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag van alle ewigheid af, tot nou, ook nou, tot in alle ewigheid. Amen. Dis eintlik wat hy ons wil kom leer. Is om te sê, ten spyte van hierdie wêreld waarin jy leef, ten spyte van die era waar ons leef, ons sê, maar ons kinders het word in 'n wêreld groot waar God nie belangrik is nie, sê hy, moenie op dit fokus nie. Fokus op God in die hemel, want hy alleen verdien al die eer en al die mag en al die krag. God kom nie, en hy kom sê vir ons, hoor jy, ek gaan julle uithaal uit hierdie sonnige wêreld, en dan gaan ek julle op 'n eiland sit waar almal van julle dieselfde dink. En saam aanbid julle die Here, saam gee ons alles wat ons het vir mekaar. Dis nie wat hy is nie. Dis nie wat hy ons voorroep nie. Hy haal ons nie uit hierdie wêreld in nie. Hy haal ons eintlik op 'n Sondag uit, en wanneer jy met die woord besig is, en dan sê hy, ek kom leer jou, ek kom rus jou toe, sodat jy môre, of vanmiddag al as jy uitstap, dat jy kan weet, die wêreld is vyhandig teenoor alles wat jy vandag gedoen het. Hulle hou nie van wat jy gedoen het nie, hulle stem nie saam met wat jy doen nie, hulle sal jou aanval as jy daaroor praat. Maar dis waar ek jou sit. En toe Jesus sy laaste oomblikke by sy disippels was, so ek dink hy sou vir hulle gesê, julle hoef nie te worry nie, julle het nou saam met my geloop, ek haal julle nou uit hierdie stelsel uit, julle is veilig. Hoor wat sê hy? Hy sê, praat oor hierdie wêreld, hy sê oor hierdie verlorendheid, hy sê, hulle behoort nie tot hierdie wêreld, hierdie sondige mense, net soos ek ook nie tot hierdie wêreld behoort nie. Hy sê, maar laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid, u woord is in die waarheid. Hy praat eintlik van die disippels, hy sê, die disippels behoort nie tot hierdie wêreld nie, net soos ek ook nie aan hierdie wêreld behoort nie, maar laat hulle in hierdie waarheid, toegewy wees aan die waarheid. En dan sê hy, wat is die waarheid? Die woord is die waarheid. Hy sê, so hoe leef mense in hierdie wêreld, waar daar 'n totale aanslag teen die waarheid is? Hy sê, jy leef toegewyd. Onthou, ek is 'n paar maande terug gepraat gereeld daaroor, oor die bose trio gesels. En die bose trio weet ons, dis ons eie sondige natuur, die duiwel, die bose, is die tweede een, en natuurlik hierdie aantreklikheid van die sonde in hierdie wêreld. En dis hoe dit werk. Hier is 'n aantreklikheid vir gelowiges wat binne in hierdie wêreld is, weg van God af, na die bose toe. En die bose help ons sondige natuur om dit raak te sien en te wil hê. Dis hoe hy werk. En hy sê, in hierdie wêreld waar jy hier leef, moet jy weet, jy gaan baie keer deur versoekings in versoeking val. Nou sê hy, aan hom wat magtig is, hy om julle van struikeling te bewaar. Dis asof God by ons is en sê, ek weet hoe lyk hierdie wêreld. Ons praat nie net van die mense wat teen ons is nie, ons praat maar sommer net van die algemeen van die sonde in hierdie wêreld. Ons weet hoe die versoekings, ons weet hoe maklik ons afvallig kan word, maar hy is magtig om jou te bewaar van die struikeling. Want hy sê hier, aan hom wat magtig is, hy het die majesteit, die krag, die heerlikheid. Hy is ons God. En hy sê, ek het die mag om jou te bewaar in hierdie struikeling, teen struikeling. Nou, as jy sou vra, hoe gaan ek my verdedig in die tyd van afvalligheid? My eie afvalligheid. Hoe gaan ek my beskerm? Hoe gaan ek vir die waarheid staan? Hoe gaan ek betrokke raak? Want nou sit jy hier en dink, maar ek is nie geroep om, ek het nie die vermoë om 'n sendeling of 'n gestuurde of 'n visser van mense te wees nie. Almal van ons is geroep. Maar hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek in hierdie stryd betrokke raak? Dan dink jy aan God. Hy sê, aan hom wat magtig is. Hy is magtig om jou te help.
Hy gaan jou laat opbou in die Heilige Gees, soos ons laasweek, hy gaan jou laat opbou in die woord, hy gaan jou laat bid in die Heilige Gees as jy met hom praat, hy gaan jou help om in liefde te bly, hy gaan jou help om uit te sien na die wederkoms, maar hy is magtig genoeg om vir elkeen van julle wat na hom toe gaan, om te sê, Here, bewaar my van struikeling en sonde. Hy sal my help teen afvalligheid. En ek het laasweek gesê, hoe doen jy dit? Ek het gesê, jy bly onder die sambreel van God se seën. Onthou julle? As jy onder die sambreel loop, en jy leef onder die sambreel, ek moet so vat, dan is jy veilig. Vir al die reën, en die klippe, en enigiets wat haal wat op jou sal val. Dis waar jy veilig is. Dis waar jy beskermd is. Maar as jy buite die wil van die Here begin leef, buite sy seën, dan kan jy nie aanspraak maak op sy bewaring nie. So hoe bewaar hy my in tye van struikeling? Deurdat ek saam met hom loop, dat ek saam met die woord loop, dat ek sê, ek wil onder u sambreel leef, ek wil nie besoedel word deur hierdie wêreld nie, ek wil nie die wêreldse goeders vat nie. En die wete waarmee ek jou al huis toe stuur is dit, is dat God het die vermoë om jou te bewaar, solank jy by God is, en nie onder sy sambreel uitbeweeg nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat daarmee saamgaan, hy wil jou bewaar. Is nie net, hy kan jou bewaar nie, hy is bemagtig om jou te bewaar nie, hy is bemagtig om jou veilig te hou onder die sambreel, maar hy wil jou ook veilig hou. Hoor wat staan daar? Aan julle en julle onbevlek met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Ek hou van die Engels sê, hy sê, ek gaan jou van struikeling bewaar, hy sê, to present you blameless before the presence of his glory with great joy. Dis asof Jesus met groot vreugde kom, en as te ware kom sê, ek wil jou voorstel aan my Vader. Hy sê, ek bewaar jou, en ek bewaar jou van struikelinge, want ek wil hê, jy moet by 'n tyd kom, waar jy as te ware instap in die hemel, en as ware asof Jesus jou naam roep en sê, Vader, dis hierdie persoon. Ek het hom bewaar van struikelinge, en nou wil ek haar kom aan u voorstel, sonder sonde, blameless, foutloos. Want daar is geen manier, hoe jy en ek as 'n sondaar mens, ooit in die teenwoordigheid van God sal kan gaan nie. Behalwe, as ons, hy is 'n heilige God, ons het dit gesing, as ons onbevlek, sonder sonde is. Want dit sal sleg wees, as ons eendag in die hemel aankom, en ons is dit net gemaak. Ons is nog vuil. Die reuk van die rook van die hel hang nog so aan ons. En dan stap ons in die hemel in gehavend. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek wil jou kom voorstel, ek wil jou bewaar van struikelinge, in hierdie wêreld wat ons wil aflei van God af, wil ek jou omring met my goedheid en my genade, en ek wil jou bewaar van struikeling, sodat wanneer jy voor ons Vader kom staan, jy nie net sonder sonde sal wees nie, maar dat jy foutloos sal wees, onbevlek sal wees. As Vader na jou gaan kyk, dan gaan hy net die wit klere van reiniging sien. Hy gaan jou sien soos wat jy nog was voor jy eers gebore is, sonder sonde. Ons word in sonde gebore, maar die babietjie is daarom nog oukei vir 9 maande, en dan kom die sonde eintlik. Maar God wil jou herstel in die posisie voor sonde gekom het. En dis net so 'n persoon kan voor God verskyn. En dis die amazingste van God, dat hy sê, ek in hierdie wêreld wil ek julle oproep om te sê, moenie hierdie wêreld vloek en sleg sê nie, hê ontferming oor hulle. Daar's verskillende maniere, die mense wat twyfel, moet jy sag werk mee, en jy moet hulle bring met die waarheid. Ander mense moet jy ferm optree, want jy moet hulle ruk uit die vure en die kloue van die hel. Ander mense wat al reeds so ver gegaan het, moet jy met versigtigheid ontferm, maar jy moet onthou, in hierdie wêreld sal ek jou van struikeling bewaar, sodat ek jou kan voorstel aan die Here. Nou, hoe lyk hy? Wat gaan ons sien as ons daar instap? Hy sê, ons gaan die enigste God sien, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid
en die luister net mooi wat hier staan. Hy sê, hy is die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag, van alle ewigheid af, nou ook, so vir nou behoort dit ook aan hom vandag wat ons leef, en tot in alle ewigheid. Amen. Dink net vir 'n oombliekie oor die God van hierdie wêreld. Want wie het ek laasweek gesê, hoe sê die mense in hierdie wêreld, wie is God? Ek. Ek is God. Want hoe ek dink dit moet wees, hulle sê ook, man, dis is die hele wêreld, die hele ding gaan die meebeweging, is dat wat ek voel is goed vir my. Die gender wat ek vandag voel, kan vir my werk. Die manier hoe ek oor goed wil dink vandag, is hoe ek voel. Ek moet gehoor word, ek moet liefgehê word, ek. Dis die God van die wêreld. En dis hierdie God van hierdie wêreld, wat ons wil wegtrek, van hierdie God, wat ons nou net gehoor het, wat sê, hy is die enigste God, hy is die verlosser, hy is magtig, hy het majesteit, hy het krag, hy het die heerlikheid, wat die hemel laat sing oor hom. Dis 'n no-brainer. Wat 'n God wil jy dan volg? Want jou God, as jy 'n me-God is, kan niks van hierdie goedes doen. Hy kan jou nie red nie, hy is nie die enigste God nie, want elke me is my eie God, en die me's gaan later in mekaar begin verskil, en sê, maar dis wat ek dink dit moet wees, dit gaan nog chaos kom, as God nie in hierdie wêreld is nie. So wat sê hy? Hy sê, ek bring jou terug na die majesteit, die heerlikheid, jou God, wat jy bely en ek bely, sit in die hemel, en hy die krag en die majesteit, en die heerlikheid, en al wat ons moet doen, ons moet hom aanbid. As na hierdie wêreld kyk en sê, ons God is by verre die beste vir hierdie wêreld. So kom ons bid. Here, ons leef in 'n wêreld wat regtig so die mekaar is. As mens nuus kyk en jy lees en jy hoor wat die kinders by die skole beleef en ons sien wat ons by die werke beleef, mense wat in die corporate wêreld werk en hulle kan almal getuig van 'n hele beweging van anti-God, vyandig teenoor die evangelie, teenoor Jesus. Ons hoor maar hoe hulle sy naam net gebruik asof dit net 'n gewone vloekwoord is. Ons sien in oplewing teen U. En terselfdertyd, Here, sien ek 'n herlewing oral in die wêreld waar mense sê, maar ons gaan opstaan vir ons God. En ons hier in hierdie klein gemeentetjie is nie weg van hierdie wêreld. Ons wil saam opstaan en sê, ons staan vir die waarheid, ons stry vir die waarheid. Maar ons gaan oor hierdie mense ontferm met sagtheid, met die woord en partykeer ferm, partykeer moet ons met hulle dalk stry en argumenteer oor die waarheid en leer ons, bou jou op in die waarheid en sorg dat jy die Heilige Gees vra om jou te lei. En ons vra daarvoor. Vader, U ken elkeen van ons. U weet met watter mense werk ons, wat U dalk nou vir ons sê, ek wil hê jy moet daar 'n visser van mense gaan wees. Dan gee ons die strategie, die regte aas, die regte tyd, die regte geduld. Maar Vader, ons kan nie blind meer môre in hierdie wêreld ingaan en sê, hierdie mense kan maar glo soos hulle wil nie. Want is nie vir U lekker om hierdie mense te sien verlore gaan nie. Nêrens sal U verlekker oor iemand wat U na U beeld gemaak het, dat dit verlore gaan nie. En daarom roep U die kerk, nie net ons kerk nie, maar die kerke in hierdie wêreld op, om die evangelie weer te bring. Maar Vader, U leer ons om te weet, van bo af, in die hemel, is daar 'n God, wat ons sal bewaar, wat kan nie wag om ons voor te stel aan ons Vader nie. En U, Here, aan U behoort al die mag, al die eer, al die heerlikheid, al die majesteit. Van ewigheid nou, tot in alle ewigheid. Amen.